Ere aan God vir so 'n besonderse tyd van lofsang. Hartlike en warm welkom van my kant af aan elkeen van julle vanoggend. Ons gaan vanoggend aan met ons studie deur die kosbare boek van Efesiërs. Ons is besig in die laaste hoofstuk, so julle kan julle Bybels vir my oopmaak by Efesiërs hoofstuk 6 vers 4. Hoofstuk 6 vers 4, ons het laas week begin met hierdie tema wat ek besluit het om 2 Sondae aan aandag te gee weens die omvang van ouerskap. En ons kyk dan vandag as tema weer na God se wil vir ouers. God se wil vir ouers, Efesiërs 6 vers 4. Geliefdes, laas week het ek die onderwerp van ons teks ouerskap bekend gestel met 'n fokus op die leerstelling van aanneming en die vaderskap van God, soos Paulus daarna verwys in hoofstuk 1 vers 5. In die eerste gedeelte van hierdie brief, wanneer hy God se reddende genade bespreek in Christus Jesus, dan sê hy, God het ons voor die grondlegging van die wêreld in Christus uitverkies, nadat hy ons voorbestem het om ons deur Jesus as sy kinders aan te neem. Dit is soos hy dit wou, hoe hy dit goed gedink het. En ek het dit gedoen, geliefdes, want God, ons Vader, soos wat Paulus na hom verwys in hoofstuk 1 vers 2, ons Vader, hy is die ideaal, hy is die maatstaf, hy is die voorbeeld vir ouerskap. En alle gelowige ouers behoort hom en sy voorbeeld altyd voor oë te hou wanneer dit kom by die ouerskap taak, die ouerskap mandaat. Ja, ek wil vanoggend weer eens so ietsie sê by wyse van uitbreiding oor hierdie kosbare leerstelling van aanneming. Hierdie leerstelling wat deel maak van die verlossingsleer. Jy weet, in wedergeboorte skenk God aan jou en my, die gelowige, geestelike lewe. Ons wat geestelik dood was in ons misdade en sonde, en dit is daai geestelike lewe wat dan uitvloei en lei tot die reaksie van bekering en geloof op die evangelie boodskap. En in regverdigmaking skenk God vir ons 'n geregtigheidsstatus, kan ons sê. Hy gee vir ons 'n regverdige stand voor hom op grond van ons geloof in die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. Maar in aanneming wat volg op geloof en op regverdigmaking, in aanneming skenk God aan ons toegang tot sy familie, sy huishouding. Is dit nie kosbaar nie? So die leerstelling van aanneming het te maak met ons verwantskap, ons verhouding tot God in Christus Jesus, maar ook tot mekaar by uitstek. As jy 'n definisie wil hê vir God se aanneming van ons as kinders, sy vaderskap, 'n goeie teologiese definisie is, dit is die daad van God waardeur hy gelowiges aanneem as kinders in sy familie, in sy huishouding. En die skrifte praat met ons dikwels oor hierdie kosbare waarheid. Byvoorbeeld in Johannes 1 vers 12, daardie bekende teks wat sê, aan almal wat Jesus aanvaar het, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit 'n liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die wat glo aan Jesus, aan hulle het hy die reg gegee om kinders van God te word. In Romeine 8 praat Paulus ook oor hierdie kosbare leerstelling van aanneming. In verse 15 en 16, hy sê, julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing weerbring nie, om ons weer diensbaar te maak, soos wat ons voorheen slawe van Satan en sonde was nie. Ons is vrygemaak in Christus. Ons het nie 'n gees van slawerny, dat ons weer bang hoef te wees nie. Nee, julle het die gees ontvang wat bevestig dat ons kinders van God is en as kinders aangeneem is. En deur hom roep ons Abba, Vader. Dis die Gees wat in ons daai honger,
daai fokus na God as 'n Vader plaas. Die Gees self getuig teenoor ons gees dat ons kinders van God is in Christus Jesus. Ook in 2 Korintiërs 6 vers 17 en 18 lees ons dat God gesê het in die Ou Testament, gaan uit hulle midde uit, sonder julle af. Dit wil sê vanuit die ongelowige wêreld, moenie deel in dit wat die wêreld voorstaan, hulle filosofie, hulle plesiere ensovoorts nie. Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie. Uit die wêreld uit gered. Dan sê die Here, sonder julle vir my af, moenie aanraak wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ek sal vir julle 'n Vader wees. Julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. En die bewys van kindskap, dat ons werklik kinders van God geword het deur geloof in Jesus, is die getuienis van die Heilige Gees in jou en my harte. Hy getuig. Hy gee ons daai innerlike versekering dat ons kinders van God is. Soos hy in ons uitroep, Abba, Vader. Paulus skryf in Galasiërs 4, vanaf vers 4, dat toe die tyd vervul is, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, sodat hy die onder die wet kon loskoop, en sodat ons as sy kinders aangeneem kon word. En omdat julle sy kinders is, let op, die bevestiging, die versekering, omdat julle sy kinders is, deur geloof in Jesus Christus, het God die Gees van sy seun uitgestuur tot in ons harte, en die Gees roep, Abba, Vader, jy is dus nie meer 'n slaaf nie, maar 'n seun, 'n dogter. En as jy 'n seun is, 'n dogter is jy ook 'n erfgenaam van God. Dis kosbaar, geliefdes, en dis so groot voorreg vir ons, want die ongelowige wêreld kan hulle self nie beroep op hierdie waarheid nie. 'n Ongelowige kan nie 'n kind van God genoem word nie. Inteendeel, die Bybel verwys na hulle as kinders van die duiwel, omdat hulle die wil van die vyand doen van harte, van wie hulle 'n slaaf en 'n navolger is. Dit is wat Jesus, die ongelowige godsdienstige leiers in sy dag genoem het in Johannes 8 vers 41, en Paulus in ons einste brief wat ons besig is om te bestudeer. In Efesiërs 2 vers 2 noem hy ongelowiges die kinders van ongehoorsaamheid. Hoofstuk 5 vers 6 weer. In hoofstuk 2 vers 3 noem hy hulle die kinders van die toorn, of die kinders wat bestem is vir die oordeel. Hulle staan nie in die regte verhouding tot God nie, daar's nie vir hulle verlossing nie, en hulle is afwagtend vir 'n verskriklike oordeel wat sal kom by die wederkoms van Jesus Christus, wanneer hy voor hom, die regverdige regter, sal staan. En daai woorde van Hebreërs waar sal word, verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God, want hy is soos 'n verterende vuur vir sy vyande. Maar vir ons het Jesus die straf gedra. Vir ons het hy dit betaal. Daar is geen meer veroordeling vir ons wat glo in Jesus Christus nie. Ons is vrygespreek, ons is aangeneem as die kinders van God. En dit maak ons van mekaar natuurlik, soos die Bybel sê, broers en susters. Ons is deel van die groter familie van God wêreldwyd, wat bestaan uit alle ware wedergeborenes, wat verbind is in Christus Jesus tot die Vader, Jesus wat ons ouer broer is, en ons wat mekaar se broers en susters is in die huishouding van die Here. Natuurlik, Jesus se kindskap van God is uniek. Ons is kinders van die Here, maar hy word genoem in verskeie plekke in die woord die eniggeborene van die Vader, soos in Romeine 8 vers 29, waar Paulus sê, sodat Jesus die eersgeborene kan wees van baie broers. Met ander woorde, hy staan in 'n unieke verhouding met die Vader, as gegenereer van ewigheid af, vanaf die Vader. Hy is die afdruksel, die uitbeelding van die Vader se heerlikheid. Ons kan dit seker illustreer deur te sê, soos wat 'n egte kind in 'n huishouding se verhouding staan teenoor die aangenome kinders in daai huishouding. Hulle is kinders, maar Jesus is uniek.
En ons is aangeneem in die huishouding van die Vader, broers en susters vir mekaar, onder die ouer broer Jesus Christus, saam met wie ons mede-erfgename is. Hierdie waarheid van die aanneming van God, hierdie kosbare leerstelling van God se vaderskap, was progressief ontvou deur die Bybel. Dit het nie alles op een slag gekom nie, en ek sê dit, want ek wil hê julle moet weet hoe bevoorreg ons is onder die nuwe verbond, as Nuwe Testament gelowiges. In die Ou Testament het God krypties na homself as Vader verwys enkele kere. Byvoorbeeld in Psalm 103 vers 13, Jesaja 43 vers 6 en 7, Maleagi 1 vers 6, 2 vers 10 het hy na homself verwys as Vader, maar 'n voller besef van die voorregte en die voordele van kindskap het eers gekom met Jesus Christus se menswording en die uitstorting van die Heilige Gees, wat ook genoem word die Gees van kindskap. 'n Dieper besef vir ons vanuit die skrifte van ons voorregte en die voordele wat ons het. En weet julle wat? Daar kom nog 'n groter realisering van hierdie besef van die voorregte en voordele van kindskap na die wederkoms van Jesus Christus, wanneer ons verheerlik gaan word en verwelkom gaan word in God se verheerlikte nuwe hemel en nuwe aarde koninkryk, waar ons daar in die teenwoordigheid van God sal wees, fisies, geestelik, en baie meer sal verstaan van hierdie voorregte en voordele wat ons nou al in deel. Ons het hierdie versekering. Soos ek laasweek vir julle gesê het, Johannes, die apostel, roep uit, kyk watter groot liefde het God nie aan ons bewys nie, dat ons die kinders van God genoem mag word, en dit is julle nou, sê hy. 'n Versekering. Hierdie voordele sluit vir ons in, Bybels gesproke, dat ons nou al reeds deur Christus Jesus in 'n intieme en persoonlike verhouding met God as 'n Vader staan. Dis hoe hy homself aan ons geopenbaar het. Hy is nie 'n totalitêre despoot, 'n slawedrywer vir wie ons hoef bang te wees nie. Hy is ons Vader, en ons as geliefde, gewaardeerde kinders het toegang tot hom. Ons kan bid, soos Jesus ons geleer het, ons Vader wat in die hemele is. Dis hoe ons hom aanspreek. Dis sy ingesteldheid teenoor ons in Christus Jesus. En saam met dit geniet ons sy vaderlike liefde. In Johannes 3 vers 1, ons geniet sy vaderlike begrip oor ons. Psalm 103 vers 13 en 14. Ons geniet sy vaderlike sorg. Matteus 6, 31 en 33. Ons geniet sy vaderlike lyding. Romeine 8, 13 en 14. Ons geniet sy vaderlike vergifnis. Matteus 6 vers 12. Ons geniet sy vaderlike dissipline wat ons so nodig het om in ons te kweek en te koester, heiligheid en geregtigheid. Hebreërs 12 vers 5 tot 7. Ons geniet sy vaderlike gawes. Hy wie saam met Christus vir ons alle dinge geskenk het uit genade. Matteus 7 vers 11. En helaas, maar nie die minste nie, ons geniet ook vanaf die Vader 'n erfenis wat ons nog nie nou ten volle ontvang het nie, maar wanneer Jesus weer kom, dat ons saam met hom weens ons verbondenheid met hom deur geloof sal erf die ewige lewe en 'n ewige erfenis wat ons sal geniet in die teenwoordigheid van die Vader tot in alle ewigheid in die nuwe hemel en nuwe aarde. 'n kosbare waarheid, die leerstelling van aanneming. En ek herinner julle weer vanoggend daaraan, geliefdes, want soos ek gesê het, dit bly die ideaal, die maatstaf, die voorbeeld van alle ouerskap op aarde. En ek wil graag dit wat ons teks sê vir ons in Efesiërs 6 vers 4 vanoggend weer uitpak verder teen die agtergrond van God se vaderskap. Nou ja, net so 'n bietjie konteks. Laas week het ons begin kyk na hoofstuk 6 vers 4. Ons het die negatiewe aspek van Paulus se woorde hier behandel, naamlik vaders, moenie julle kinders uittart nie. Ons het gesê, daai Griekse woord parorgizo, wat beteken om uit te lok tot woede. Met ander woorde, dis 'n intensiewe vorm van kwaad maak. Ouers moenie in die manier hoe hulle kinders groot maak, hulle uitlok tot woede nie. Ons moet hulle nie treiter nie,
sodat hulle nie oorweldig word en moedeloos raak, mismoedig raak nie. Dis wat die parallelle teks in Kolossense 3 vers 21 sê, vaders, moenie julle kinders treiter nie, sodat hulle nie moedeloos word nie. Dat hulle nie miskien bitter raak teenoor julle en julle verag nie. Ons wil hulle nie kwaad maak nie. Vandag gaan ons aan en ons gaan kyk na die positiewe wat Paulus sê hier in die teks oor die ouerskap taak. Ek gaan aan met die wat of waarom vrae van die ouers se verhouding teenoor die kinders. Die wat en waarom van die ouers se verhouding met die kinders, sodat al die ouers hier teenwoordig en wat na my boodskap gaan luister, al die skoonouers, al die grootouers, al die voogte, sodat julle sal weet wat God se wil is vir kinderopvoeding. En die res van julle, dat julle nie nou afskakel nie, maar dat julle sal aanskakel, dat julle sal weet wat die woord van die Here sê omtrent hierdie belangrike onderwerp, en dat julle ingelig die ouers in die sfere waar julle beweeg, kan bystaan, ondersteun deur julle gebede, deur julle bemoediging, deur julle vermaanings, deur julle teregwysings en so voorts. Nou ja, met dit gesê, kom ons kyk gou na Efesiërs 6 vers 4. Ek lees dit vir julle weer. En dan sal ek vir ons bid. En vaders. Julle weet, ek het laasweek gesê, dit is 'n verwysing na ouers uit die konteks hierso. En die vaders word aangespreek omdat pappa as hoof van die huis primêre verantwoordelikheid dra in die ouerskap taak, maar mamma word geïmpliseer hier as sy komplementerende helper. En vaders, moenie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en die teregwysing van die Here. Daar is soveel diepte in hierdie teks. Ek sal poog om klaar te maak vandag, dat ons nie oorstaan nie, en ek gaan sê soveel as wat ek kan in die tyd wat ek het. Maar kom ons nader die troon van die Here in gebed en vra die Here vir sy hulp, soos wat ons delf hier in die teks. Hemelse Vader, ere aan U in die hoogste hemele wat ons weer saam gebring het vanoggend vir aanbidding. Dat U mag ontvang die lof, die heerlikheid, die eer wat U alleen toekom. En dat U vir ons die geleentheid gun om U woord oop te maak, U heilige woord, om onsself onder U woord te plaas, Here, om U stem te hoor, om te leer en verdiep te raak in U wil. Wil U nie deur die Gees wat hierdie woorde vir ons geïnspireer het, dit vir ons ook oopbreek nie, verlig ons, dat ons die waarheid mag verstaan, en dat ons dit ook ingelig mag gaan toepas, ter wille van U eer. Dit vra ons in Jesus se naam. Amen. Nou ja, wat sê die Here in sy woord vir ouers? Hy sê hierso in die positief, voed julle kinders op. In die Grieks is dit ektrefo, is die woord hierso, wat beteken om 'n kind sorgsaam tot volwassendheid te begelei op geestelike, emosionele en fisiese gebied. Dit wil sê op al die vlakke van menswees, om daai kind sorgsaam te begelei tot volwassendheid. Dit word ook op ander plekke in die Bybel vertaal met die woord grootmaak. Ons verstaan dit. Voed julle kinders op, begelei hulle tot volwassendheid. Die klem hier moet geplaas word op die byvoeglike naamwoord sorgsaam in hierdie definisie. Want hierdie woord ektrefo word ook vertaal as nurture, as ek die Engels kan gebruik, of in die Amplified Bible word dit bygesê, of die woord tenderly gebruik. En dis die idee, sorgsaam, dat ouers regtig hulle kinders sal koester in die wil en wee van die Here. Kyk gou na die vorige hoofstuk, na hoofstuk 5 vers 29 in julle Bybels, dit is dieselfde ingesteldheid wat die man moet hê teenoor sy vrou vir wie hy 'n liefdevolle leier is. 5 vers 29 sê, niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie, inteendeel hy voed en koester dit, soos Christus sy kerk. En soos wat die man sy vrou moet lief hê en sagkens moet koester, net so ouers teenoor kinders. Dink aan 'n klein sensitiewe plantjie wat jy in jou groentetuin groei. Ek probeer ook maar. Ek is op hierdie stadium meer suksesvol met my kinders as met my
tomatieplantjies. Maar ja, jy sagkens, jy maak seker dis goeie grond, daar's kompos in, jy maak seker die plantjie het toegang tot al die regte bestanddele, die stikstof uit die grond, uit die suurstof wat hy nodig het, die waterstof. Jy keer en hou weg al die peste en die pla, so bes jy kan. Ek kry nie die voëls weg van my tomatieplantjies af nie, so ons het nou nog nie tomaties in die huis gehad nie. Maar jy kry die idee. Soos wat jy 'n klein plantjie sensitief groot maak, so ingestel op jou kinders om hulle op te voed, sorgsaam tot volwassendheid te begelei op geestelike, emosionele, fisiese gebied. Ek wil met julle gesels ook in terme van die aard van hierdie woord. Voed julle kinders op. Daar's baie vir ons te leer. As ons kyk byvoorbeeld na hierdie werkwoord, in die Grieks is dit in die imperatiewe vorm. En soos ek al vir julle gesê het, dit is daarom 'n opdrag. Wanneer die Here hier vir ouers sê, voed julle kinders op, deur die dissipline en die teregwysing van die Here, is dit nie 'n opsie wat hy gee te midde baie opsies wat julle vir persoonlike oorweging kan gaan oordink nie. Nee, dit is 'n opdrag van die Here, 'n bevel, 'n vereiste, 'n verwagting van die Here. En daarom is die opvoeding proaktief. Dis iets wat ons proaktief moet aanpak. Ouers moet die inisiatief neem om die kind op te voed. Hulle moet dit deurdink en beplan en hulle moet die leiding aangee vir die opvoeding van daai kind. 'n Ouer kan nie terugsit en net reaktief wees en net reageer wanneer die kind nou aangejaag het en dan met woede intree, maar verder is jy nie betrokke regtig nie. Dis nie die idee nie. Die idee is dat hierdie opvoeding is proaktief. Jy is betrokke konstant in jou kind se lewe. Jy is daar, jy is teenwoordig. Ook is dit nie net proaktief nie, dit is konstant. Die werkwoord is in die aktiewe teenwoordige tyd. Met ander woorde, dis nie iets waarvan ons 'n vakansie neem nie. Soos ek gesê het met die huwelik, daar's nie 'n pause knoppie nie, né? Sou dit nie lekker gewees het as daar was nie. Daar is nie 'n pause knoppie nie. Dit is 'n aanhoudende taak, dis volhardend, voortdurend. Ek het klaar gesê dit is sorgsaam. Ek wil net hierby sê dat dit is onder die Here, is jy die Here se agent in daai kind se lewe en die Here het vir jou 'n gesag gedelegeer vir hierdie doeleinde en met daai gesag behoort jy 'n versorgende, 'n leidende, 'n beskermende sambreel vir daai kind te wees. As 'n ouer. Dis ook iets wat ons in onderdanigheid aanpak. Ons voed ons kinders op in onderdanigheid aan die Here. Let op in die teks. Hy sê, moenie julle kinders uithard nie, voed hulle op deur die dissipline en die teregwysing van die Here. Dit wil sê, ons voed ons kinders op volgens die wil van God, soos hy dit geopenbaar het in sy woord. Ons kan nie ons kinders opvoed soos ons bes dink nie, né? Of volgens wêreldse metodes, dit wat die sielkundiges vir ons sê nie, as dit nie strook met die woord van die Here nie. Ons kan nie ons eie kop volg nie. Daai kind behoort aan die Here. Hy is die Here se skepsel. Die Here onderhou daai kind. Die Here is die eienaar van daai kind. Die Here het daai kind vir jou geleen vir 'n tyd op aarde om as 'n rentmeester vir die Here daai kind groot te maak in die wil en weë van die Here. Jy moet daai kind afsien en laat gaan eendag in hierdie wêreld in om self voor die Here te staan en voor hom te leef as godvreesende persoon. So ons kan nie ons eie denke in daai kind inprogrammeer nie. Ons moet daai kind groot maak volgens die wil van die Here. So hierdie opvoeding is proaktief. Dis konstant, dis sorgsaam, dis in onderdanigheid aan die Here en ook baie belangrik, dit is in vertroue op die Here. Wie van ons wat ouers was of tans is ten volle toegerus en vermoënd hiertoe? Niemand van ons sal opstaan en sê ek is nie. Ons het die Here nodig in hierdie taak. Ek wil julle weer uitwys, net soos wat waar was met die huweliksverhouding en met die kinders se gehoorsaamheid aan hulle ouers, is hierdie vers ook 'n uitvloeisel van die primêre opdrag in hoofstuk 5 vers 18. Waar Paulus gesê het, moenie
deur wyn dronk raak of bedwelm, moenie onder die invloed en beheer van drank kom nie, dit lei tot losbandigheid. Hy het gesê, word vervul, pleirou, kom onder die beheer, onder die invloed van die Heilige Gees. En een van die uitvloeisels van geesvervuldheid is, soos hy sê in vers 21, onderdanigheid aan mekaar uit ontzag vir Christus. Die man in die huwelik is onderdanig aan Christus en aan sy vrou deur sy Godgegewe rol op te neem as hoof van sy huis, liefdevolle leier. Die vrou is onderdanig aan Christus en aan haar man deur haar rol op te neem in die huwelik, deur 'n komplementerende hulp vir haar man te wees. Die kinders is onderdanig aan Christus en aan hulle ouers deur hulle self te plaas onder dit wat hulle van hulle ouers hoor, soos ek laas 2 weke terug verduidelik het. Selfs hier, die ouers is onderdanig aan die Here en aan die behoefte van hulle kinders, deur hulle kinders op te voed. Hierdie mandaat wat God vir ouers gee op te neem en hulle op te voed vir die Here. Hier wil ek hê moet julle altyd die evangelie voor oë hou. Die evangelie, ouers. Deur middel van die kruis van Jesus Christus is jy verlos, nie net van die skuld en die straf van sonde nie, jy's verlos van die mag van sonde en Satan. Jy's vrygemaak deur geloof in Jesus, sodat jy nou die Here kan eer deur te doen wat reg is in sy oë, en dit sluit in om nou jou kinders te kan grootmaak volgens die wil en weë van die Here. En jy word inwoon deur die Heilige Gees op grond van geloof in Jesus, wat God se wet weer kom herstel in jou hart. Hy skryf dit as dit ware opnuut daarin, en hy stel jou in staat om jou kinders dan in die wil en weë van die Here groot te maak. Onthou die evangelie, want is die evangelie wat ons as ouers in staat gestel word om te doen wat vir ons andersins onmoontlik sou wees. God doen dit in ons en deur ons. Aangesien ek nou hier praat oor die evangelie, kan ek dalk net sê, wanneer jy sondig, liewer ouer, onthou ook die kruis van Jesus en werp jouself voortdurend daarop. Wanneer die Heilige Gees jou oortuig dat jy gesondig het, in terme van hoe jy jou kinders grootmaak, kommunikeer met die Here eerste. Praat met hom, bid daaroor. Bely jou sonde voor die Here, want jy het jou kind te nagekom deur jou sonde, maar jou sonde is allereers teen die Here. Soos Psalm 51 vers 4 tot 7 vir ons leer. Bely jou sondes, kom tot bekering, draai jou rug op daardie sondige optrede in jou ouerskap. Vra vir die Here om sy vergifnis. Neem dit aan op grond van die belofte van sy woord. Vertrou dat hy jou vergewe en vertrou voortaan ook dat hy jou sal help deur die Heilige Gees om hom te eer in hoe jy jou kinders grootmaak. Kommunikeer ook met jou kind. Sê vir jou kind, die wat nog kinders in die huis het, dat die Here het jou oortuig dat jy gedoen het wat verkeerd is in sy oë. Erken dit voor die Here. Die kinders sien hierdie dinge raak, dit help nie, ons is trots en ons steek dit weg en ons is nooit verkeerd nie. Erken dit teenoor die Here, maar ook teenoor die kind. Sê vir die kind dat jy die vergifnis van die Here aangevra en aangeneem. Die Here het jou vergewe en dan vra die kind ook om vergifnis. En jaag daai restituisie na. Dit geld nou vir kinders in die huis, maar dit kan ook vir kinders wat al uit die huis is geld. Ek het hierdie week 'n oproep gekry iemand wat gepraat het oor dinge wat verkeerd, die aanname is dinge wat hulle verkeerd gedoen het uit die verlede en wat hulle spyt is daaroor. Daar is baie van ons, van die van julle wat nou al ouer is, wat in daai skoene staan, doen dieselfde, kommunikeer met die Here oor dit wat jy verkeerd gedoen het. Bid daaroor. Vra die Here om te werk ook in jou kinders se harte. En as jy 'n geleentheid het, bel hulle. Erken dat jy nie dinge alles altyd reg gedoen het nie. Dat jy gesondig het in die Here, dat jy dit bely het teenoor hom, dat jy sy vergifnis ontvang het en aangeneem het en jaag daai restituisie met die kinders na. Wat ook goed sal wees in 'n getuienis vir die evangelie. Nou ja,
Ouers, voed julle kinders op 'n proaktiewe, konstante, sorgsame, onderdanige wyse en in vertroue op die Here. Kom ons kyk gou na die aktiwiteite. Hierdie is baie belangrik. Hier gaan ons nou so 'n bietjie meer prakties raak. Wat behels die opvoeding van my kinders in die praktyk? Wel, die teks sê vir ons hierso, moenie julle kinders uittart nie, voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. Kom ons kyk gou na daai dissipline. In die Grieks is dit paideia. Dit beteken om jou kind te oefen ten opsigte van aanvaarbare gesindhede en aanvaarbare gedragspatrone deur korrigerende dissipline. Dis die idee hierso om daai aanvaarbare, ons kan sê Bybelse gesindhede, gedragspatrone in te oefen by jou kinders deur pak slaag. Korrigerende dissipline. Dit is hoekom die ou vertaling, die van julle wat die ou vertaling lees, praat van tug hierso. Voed hulle op deur die tug en vermaaning van die Here. Dit is die idee. Wanneer dit kom by pak slaag, wil ek 2 basiese beginsels neerlê wat julle altyd in gedagte moet hou, ouers, asseblief. Die rede vir 'n pak slaag is vir wanneer jou kind sondig teen die wil van die Here. Onthou, jy's aangesê as God se agent met gesag in daai kind se lewe om hom te tug of groot te maak in die wil en weë van die Here. So wanneer hy die wil en weë van die Here oortree, is tug gepas. Dis nie vir elke keer wanneer die kind jou frustreer en jou irriteer en jou in die skande steek nie. Die vraag is, het daai kind gesondig teen die Here? Dan is dit gepas. Ook nie altyd nie, want ons wil geduldig en genadig wees. Ons het geduld en genade van die Here nodig, baie maal. En ek het al 'n geleentheid gebruik waar ek moes pak slaag gee om vir my kinders die konsep van genade te verduidelik. Ons wil genadig wees, maar ons tug vir sonde, dit is ook wat die teks impliseer wanneer dit sê, voed hulle op deur die dissipline van die Here. En dan 'n tweede beginsel wat hiermee saamhang en hier uitvloei is, die doel vir die pak slaag is korrigerend. Dit is nie om te dien as 'n uitlaatklep vir persoonlike woede nie. Dis nie, sal die regte woord strafgeregtelik wees. In die Engels sê ons, it is corrective, not punitive. As jy om die kind te straf, net vir die doel om te straf nie, die pak slaag is daar om hy kind te help, in liefde vir hy kind goed te doen, om hom te leer, in te oefen, soos die woord sê, in aanvaarbare patrone van gesindhede en gedrag. Vorige generasies, as ek so my oort in die grond hou, het nie dit altyd reg verstaan nie. Ek wil nie veralgemeen nie, maar mens hoor partykeer stories hoe kinders pak slaag gekry het wat grens aan mishandeling, wat nie die Here vereer nie. En jy sien, aangesien 'n pak slaag bedoel is om korrigerend te wees, om daai kind te help, moet dit nie oordrewe wees nie. Want dan gaan jy die kind, soos die teks sê, uittart, jy gaan hom kwaad maak, jy gaan hom oorweldig en mismoedig maak. Moenie dat jou korrigerende dissipline oordrewe wees nie, moet ook nie dat dit uitgerek wees nie. Ek sal nou ietsie meer sê oor hierdie tipe straf toedien. Jy moet ook nie dissipline toedien wat skadelik is vir daai kind nie. Ken jou kind, baie belangrik. Ek meen, vir 2 van my dogters, ek hoef maar net met hulle hart te praat, ferm te praat, dan is hulle in trane, dan het hulle die les geleer. Vir die ander enetjie moet ek maar die roede goed inlê. En maar ja, dieselfde doeleinde word bereik. Ken jou kind, jy weet wat werk vir jou kind. En jy weet daarom ook hoe om hulle te korrigeer vir die oortreding van die wil van die Here. Nou, wat moet ek doen wanneer ek my kind dissiplineer? Hierdie is nie so 'n kontroversiële vraagstuk nie, alhoewel sommige maak dit. Die Bybel skryf vir ons die roede voor. Ek het nou die dag die woord roede gebruik onder 'n groepie en hulle het toe vir my gevra, wat is 'n roede? Dit is die goeie ou Afrikaanse woord vir wat ons in moderne Afrikaans sou noem 'n lat, 'n pietslepel, die tugstang, die sla-implement, wat ook al jy dit wil noem.
En jy weet, vir baie is die lat 'n geliefde en 'n gewaardeerde lid van die familie. Jy weet amper soos die troeteldiere. Die hond se naam is Bux, die kat se naam is Kitsie. Ons gee name vir ons pietslepels, moeg gepraat. Ek het al 'n paar gehoor. So ek groot geword het, was daar 'n vleeplak in die huis. Toe ek baie klein was en ek het pak gekry met die handvatsel deel daarvan. En toe ek groter geword het, was dit 'n beld. Ons het in ons huis 'n houtlepel. Ek wou dit saamgebring het vanoggend, maar ek het vergeet. Sy naam is Rudy, die roede, en daar is 'n heilige vrees in die huis vir Rudy. Maar hy dien sy doel. Ja, ek sê hierdie dinge nou tong en niekies, maar die Here skryf vir ons die roede voor. Ek wil vir julle so 'n paar verse uit Spreuke uitlees in terme van die lat, in terme van die roede. Want ons wil tog nie dink ons is meer wys as God nie. As God vir ons in sy woord iets aanbeveel, dan wil ons daarby hou. En ons wil waarde daaraan heg. Spreuke 13 vers 24 sê, wie sy lat terughou, die pietslepel, die wat ook al jy dit wil noem, wie sy lat terughou, haat sy seun of dogter. Maar wie sy seun of dogter liefhet, hou hom in die oog vir straf, vir tug. Het praat hier van die lat, van die pak slaag. Hoofstuk 22 vers 15, ek kan nie na al die tekste kyk nie, weens tyd, maar hier sê dit ook, sotheid wat vas is aan die hart van die jong seun, jong dogter, let op die woord jong daar, daai sotheid, 'n lat wat straf, neem dit ver van hom of haar af weg. Let op weer eens, die roede, die lat wat straf, neem dit van hom of haar weg. En dan, hoofstuk 29, vers 17, ja, vers 17. Straf jou seun, straf jou dogter, dan sal hy jou rus gee. Hy sal aan jou lewe genot verskaf. Buig die boompie terwyl die boompie nog klein is. En die lat is baie effektief, veral vir kinders wanneer hulle nog jonk is. Alternatiewe vorms van straf is nie sonde nie, ek wil dit ook net noem. Veral as die kinders begin ouer raak, dan werk alternatiewe forme baie goed. Maar wees versigtig, dink mooi deur hoe jy jou kinders dissiplineer. Mens hoor baie keer dat ouers van die kinders dinge weerhou, soos hulle hou 'n rekenaar weg of 'n selfoon weg, of hulle word gehok, hulle mag nie met maatjies speel nie. Dit kan effektief wees, maar onthou, as jy dit doen, word die dissipline uitgerek. Met die Here, wanneer hy tug, is dit onmiddellik en daar's dadelik versoening. En dit is soos dit is met 'n pak slaag, ek sal nou verduidelik. Daar is die toedien van iets onaangenaam, maar is dadelik 'n bevestiging van die liefde van die Here. Daai dissipline is nie uitgerek nie, wat dalk hierdie ander metodes nie so effektief maak nie. Wees veral versigtig vir dissipline wat skadelik is. Ek het gehoor so 'n tydjie eintlik gelees in daai boek wat ons met die ouerskapgroep behandel op Sondagmiddag met van die ouers, wat hy praat van 'n ouerpaar wat hulle kind, wanneer sy stout was, op 'n stoel laat sit het, een kant in die huis of in 'n hoekie laat staan, en die familie mag nie met daai kind praat totdat die pa of ma besluit is nou genoeg nie. Besef jy wat daai ouer doen? Hy straf daai kind met verwerping. Hy ontneem die liefde, die vertroosting wat daar in verhouding is, weg van daai kind af, en dit gaan emosionele letsels op daai kind los. Dis 'n skadelike manier, nie in lyn met hoe God dissiplineer nie. Wanneer God dissiplineer, is dit uit liefde, en ons het dadelik toegang tot hom wat sy liefde aan ons herbevestig, selfs in en na die dissipline. So wees versigtig vir ander metodes, maar hulle kan ook, as dit reg toegepas word, effektief wees, veral vir kinders wat al bietjie ouer is. Nou, hoe moet ek pak slaag gee? Neem jou kind eenkant, as hy of sy stout was. As dit by die winkel gebeur, sê vir hulle, ons gaan by die huis, dan gaan jy vir my badkamer toe of kamer toe, want pak slaag is nie 'n toeskouersport, as ek dit so kan uitdruk nie. Dit word nie voor ander gedoen nie. Jy wil nie daai kind onnodig skaam maak voor ander nie.
Dan wanneer jy die kind eenkant het, dan verduidelik jy allereers hoekom dit wat die kind gedoen het, sonde is voor die Here. Jy hardloop nie daarin in jou woede en begin links en regs swaai. Sommige van ons het so 'n pak gekry, né? Dis nie hoe dit werk nie. Jy verduidelik eers aan daai kind wat hulle verkeerd gedoen het teenoor die Here. Jy verduidelik wat die woord van die Here sê, sodat hulle verstaan waarom hulle pak kry. Anders te gaan daai pak nie korrigerend wees en sy doel bereik nie. Dan, wat ek gewoonlik doen, ek sê vooraf hoeveel houtjies ek gaan gee, 1 of 2 of 3, ek dink ek het al ooit meer as 3 gegee nie, net om vir die kind ook te wys, ek tug nie uit frustrasie, uit irritasie, uit woede uit nie. Ek, soos die Here in sy dissipline is, selfbeheerst. Dan gee ek 'n pak sla, ek gee die 1 of 2 of 3 houtjies, met die wete dat ek dit doen voor die aangesig van die Here, wat ook my dissiplineer. So dit is 'n gewyde, dit is vir my 'n heilige voorval. Ek gee 'n pak sla, binne perke, nie te hard nie, maar hard genoeg dat hulle die les leer. En dan dadelik as die laaste houtjie geval het, dan hou ek my kinders vas. Ek bevestig my liefde vir hulle. Ek sal vir hulle sê, pappa het jou lief. En ek begelei hulle dan. Hier is, almal van ons kan groei in hierdie dinge, maar ek begelei hulle ook, en dit is goed dat ouers kinders begelei in 'n belydenis hier. Dat as daai kind verstaan hoekom hulle gesondig het teenoor die Here, dat jy hulle help om daai sonde te bely voor die Here, so leer jy hulle ook. En dan as restituisie nodig is, as hulle vir iemand anders, vir 'n sussie of 'n mamma moet gaan jammer sê, of vir 'n maatjie, dat jy hulle ook daarin begelei, dat jy dit verwag van hulle. Ja. Die van julle wat nog vra het, is welkom om my apart te kom vra. Laat ons aangaan. Ouers, voed julle kinders op deur die dissipline van die Here. Dit wil sê korrigeer hulle om hulle in te oefen in die wil en weë van die Here. Dan tweedens, nie net deur dissipline nie, Paulus sê ook vir ons hier in die teks, vaders, moenie julle kinders uittart nie, voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here, teregwysing. Nouthesia, in die Grieks die woord nous is verstand, so ons weet dit het te doen met die verstand. Die definisie hier is om instruksie te gee rakende daai regte, Bybelse, gepaste gesindhede en gedragspatrone. Dis die lerende aspek van kinderopvoeding as dissipline die korrigerende aspek is. En dis wat die Here vir ons konstant sê. Ek gaan nie dit weer vir julle lees nie, maar ons het laas week het ek vir julle gelees, of 2 weke terug, Deuteronomium 6 vers 6 tot 9. Waar die Here vir sy volk sê, bære my wet, my wil in jou hart, en dan leer dit vir jou kinders, skerp dit hulle konstant in, praat met hulle daaroor, as jy buite die huis is, as jy binne die huis is, stel dit op konstant voor hulle oë, skryf dit op die stadspoorte, op die kusyne van jou huis en so voorts. Die teks wat Jan vanoggend vir ons voorgelees het, met die diensleiding, Psalm 78 vers 1 tot 8 is ook so mooi, wat sê dat dit wat ons ontvang het, kan ons nie vir onsself hou nie, ons moet dit vir ons kinders leer, aangaande die wonders, die waarheid, die wil van die Here. Dit impliseer in die praktyk, ouer, dat jy eers na jouself omsien. Dat jy nie jou stilte tye afskeep nie, dat jy daagliks in die woord van die Here is, dat jy die woord bestudeer, en dit wat jy nie verstaan nie, dat jy dit gaan oplees, of dat jy vra jou geestelike leiers in die kerk, of ander, wat jy vertrou, dat jy leer, sodat jy self nie net die waarheid in jou hart bære nie, en daarvolgens leef as 'n voorbeeld vir jou kinders nie, maar dat jy dit ook vir hulle kan leer. Baie belangrik. En dan leer jy hulle. Jy gee hulle instruksie aanrakende die evangelie. Dis die eerste ding wat jy wil inskerp by jou kinders. En moenie begin by, jy so kosbaar, jy so spesiaal, die Here het jou lief, die Here wil jou seën nie. Dis die grondslag van die verdoemende voorspoedteologie boodskap. Waar ons wil begin is by die heiligheid van God. Hy wat die skepper, die onderhouer, die eienaar van jou as ouer en ook die kind is God, en hy verwag dat al sy skepsels heilig sal wees soos hy heilig is. Wees julle heilig in julle lewenswandel, sê die skrifte, soos ek die Here julle God heilig is. En dan leer jy vir die kind,
die mense verknorsing. Dat omdat ons eerste voorouers Adam en Eva in sonde geval het, word ons almal met erfskuld en erfsmet gebore. Ons is sondig van 'n kindsbeen af en ons sondig teen die Here. En daarom staan ons onder die veroordeling van 'n heilige, regverdige God wat ons moet straf met die ewige dood in die vure van die hel. En dan bring jy die goeie nuus, die Evangelion vir jou kind. Dat God sy liefde bewys deurdat hy sy seun Jesus Christus, God wat mens geword het, na hierdie aarde toe gestuur het om in ons plek te kom staan, om die volmaakte sondelose lewe wat ons nooit kon leef nie, vir ons te leef, en sodoende vir ons 'n volmaakte rekord van geregtigheid te verdien, wat ons ontvang deur geloof in Jesus, en dat hy ook in ons plek aan die kruis gesterf het vir ons sondes, om die straf daarvan te dra, die skuld daarvan te betaal, en dat daar vir ons deur geloof in Jesus Christus geen meer veroordeling is nie. En jy leer die kinders ook die reaksie wat God van die mens verwag, dat ons tot bekering kom van ons sondes, dat ons geloof plaas in Jesus, om te deel in daardie saligheid, om vergewe te kan word, versoen met die Vader, vrygespreek, gered van die komende oordeel van God oor sonde, en om te ontvang die ewige lewe, die ewige erfenis in die nuwe hemel en nuwe aarde. Jy leer hulle die evangelie, en dis nie al nie, jy leer hulle die wil van God, vanuit die skrifte, soos hy dit opgeteken het vir ons. Eerstens, die 10 gebooie is so belangrik. Dit is onder andere waarvan Deuteronomium 6 vanaf vers 6 tot 9 praat, as dit sê, skerp die dinge by julle kinders in. God se wil is vir ons op 'n konkrete wyse opgesom in 10 woorde in die Dekaloog, die 10 gebooie. Julle mag naas my geen ander gode hê nie. Jy leer jou kinders dit, en die implikasies, en die toepassings daarvan. Jy leer jou kinders dat ons nie 'n afbeelding maak van God, van enigiets wat in die hemel, op die aarde of onder die aarde is nie. Ons buig nie daarvoor neer om dit te aanbid, as God nie. Jy leer hulle om nie die naam van die Here uitelik te gebruik nie, nie deur hoe hulle praat nie, maar ook nie deur hoe hulle leef nie. Ons gebruik die naam van die Here ook uitelik, wanneer ons sy naam vir onsself toeëien en sê ons is Christene, maar ons sleep sy naam deur die modder wanneer ons in sonde leef, sonder om tot bekering te kom. Jy leer jou kinders dat die Here dit so bestem het van die skepping af, dat een dag uit 7 is heilig, 'n dag wat ons afsonder vir aanbidding en rus. Jy leer jou kinders om gesag te respekteer. Dit begin in die huis, eer jou vader en jou moeder, en daarvan af kring dit uit na alle gesagsfere. Jy leer jou kinders, ons mag nie moord pleeg nie, ons mag nie egbreek pleeg nie, ons mag nie steel nie, ons mag nie vals getuienis gee nie. Ons mag nie begeer dit wat die Here aan ander gegee het, wat ons nie toekom nie. Jy leer jou kinders hierdie ding, en die toepassing van die 10 gebooie in die res van die Bybel, en dit wat ons leer as vanaf die Here as sy wil, sy gebooie vir ons, dat jou kinders daarmee groot word. Bære daai goed in hulle harte, brand dit vas by hulle, met die hulp van die Heilige Gees. Jy leer jou kinders ook, bring hulle kerk toe. Bring jou kinders kerk toe. Eredienste is so belangrik, want jy wil jou kinders leer dat kerkbywoning is een van die primêre genademiddels waardeur die Heilige Gees ons geestelik groei en ons geestelike welstand beskerm. Bring hulle kerk toe, nie net eredienste nie, maar sonnaarskool, of selfs deur die week. Stuur hulle na die jeugbediening toe. Ek wil julle aanmoedig, ouers, om dit te doen. Daar is by my 'n besorgdheid dat sommige ouers se ingesteldheid kom ongeërgd voor. Dat hulle nie gedissiplineerd is om hulle kinders kerk toe, sonnaarskool toe te bring nie. Ons is daar, ons bied hierdie hulpmiddel om julle kinders te katkeseer, om die ouers by te staan, wat eintlik die verantwoordelikheid voor die Here dra hiervoor. Bring julle kinders, moet hulle nie weghou nie, want wat leer jy jou kind as, ag, ons is nou maar net te moeg, of, Jannie, wil jy kerk toe gaan vandag? Nee, okay, kom ons bly by die huis. As jy nie gedissiplineerd is nie, jy leer jou kinders, dat dit maar reg is om hierdie primêre genademiddel af te skeep. Dit wat die Here ons beveel, laat ons nie die onderlinge byeenkomste verontagsaam nie. Hebreërs 10 vers 25. Jy wil hulle leer,
dat kerkbywoning, om saam met die gemeenskap van gelowiges te aanbid en positiewe instruksie te ontvang uit die woord van die Here, dit is die norm, dit behoort 'n hoogtepunt in elke Christen se lewe te wees, iets waaroor ons ernstig is, iets waarvoor ons ander dinge sal prys gee, sodat ons dit nie hoef op te gee nie. En dan ook by die huis, nie net die kerk nie. By die huis is dit so belangrik. Kom in 'n ingesteldheid, ouers, in die lig van wat hier sê, wat die teks hier sê. Voed hulle op in die teregwysing van die Here. Maak 'n kop skuif, kom in daai ingesteldheid om konstant met jou kinders te praat oor die waarheid van God. Dis tog wat Deuteronomium 6 sê vir ons. Skerp dit jou kinders in die heeltyd, praat met hulle daaroor, buite die huis, binne die huis. Soek vir geleenthede, skep geleenthede. As jou kind na jou toe kom en sê vandag het dit by die skool gebeur of hierdie maatjie het nou weer dit gedoen, trek hulle terug na die skrifte toe. Geef hulle Bybelse perspektief. Groei hulle Bybelse wêreldsbeskouing. Praat met hulle oor die waarheid van die Here, hoe om te dink en hoe om te reageer op alles wat hulle mee gekonfronteer word in hierdie lewe. Huisgodsdiens is nog iets belangrik. Jy leer jou kinders deur wat ons in ons huis doen, en ek het al vir julle gesê, 1 maaltyd 'n dag, omdat ons gejaagd is en nie altyd by mekaar is nie, maar 1 maaltyd 'n dag eet ons saam. Dan is die fone, die tablette en die goeders is alles af, dis een kant, ons sit en kyk mekaar in die oë en ons praat met mekaar, ons voer 'n gesprek, ons leer die kinders om interaksie te hê, hoe om te kommunikeer, hoe om hulle gevoelens uit te druk, en daarna vat ons boeke, nadat ons saam geëet het, en ons lees die Bybel, en ons sing saam, en ons katkeseer ons kinders, daar by Augustine, of by Good Neighbors, is daar oulike klein katkesasie boekies, met eenvoudige vragies, veral vir die kleintjies, maar hulle het vir elke ouderdomsgroep, gaan kry vir jou so 'n boek, werk met jou kinders daardeur, leer hulle die waarheid van God. Huisgodsdienst is so belangrik, en dan bid ons ook die waarheid wat ons vir ons kinders leer aan tafel. En stilte tyd. Leer jou kinders om stilte tyd te hou deur van kleins af met hulle, as hulle in die aand in die bed klim, met hulle stilte tyd te doen. Esther doen dit met ons kinders al van die begin af, en nou soggens, as die wekker afgaan, dan sien jy hoe die lampies aangaan, dan sit hulle met hulle Bybels in die bed, hulle begin daarso, voordat die dag begin. Hou stilte tyd saam met hulle, leer hulle deur hulle stilte tyd, praat met hulle oor wat jy vir hulle lees uit die skrifte, verduidelik dit. Ouers, voed op julle kinders ook deur die instruksie van die Here, vermaan hulle konstant, wys hulle tereg, sodat hulle kan leer wat die wil en die wee van die Here is. Ek wil vanoggend se boodskap afsluit net deur vinnig te verwys na die waarom. Waarom is dit belangrik dat ons dit doen, ouers? Nommer 1, want dit is 'n opdrag van die Here, en wanneer ons dit doen, dan verheerlik ons die Here. Die Here sê hierso, in die imperatiewe vorm, vaders, moenie julle kinders uithard nie, voed hulle op deur die dissipline en die teregwysing van die Here. Dit is 'n opdrag waarin ons gehoorsaam moet wees. Tweedens, hoekom? Want God begeer 'n godvreesende nageslag, en daarom is ons sy verteenwoordigers in ons kinders se lewens, wat 'n gedelegeerde gesag van hom af het, om daai kinders groot te maak, sodat ons hulle eendag kan laat gaan, en dat daar 'n godvreesende geslag na ons sal wees, wat die Here dien. Daarom is dit so belangrik. 'n derde rede is aanspreeklikheid. Die Here gaan jou eendag aanspreeklik hou vir hoe ernstig jy hierdie opdrag, hierdie mandaat wat hy aan jou gegee het as 'n ouer gegee het. Daarom is dit ook so belangrik. Want jy moet eendag verantwoording doen voor die Here. Dat jy dit ernstig opneem. En dit doen met die hulp van die Heilige Gees, in die lig van die kruis van ons Here Jesus, so bes as wat jy kan. En natuurlik, helaas wil ek ook sê, hoekom? Want wanneer ons kinders op 'n godvreesende manier groot maak, dan is ons besig om uit te beeld voor die groter wêreld en die kerk, die vaderskap van God. Hoe hy met ons as sy kinders omgaan. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ons eer U in die hoogste hemele vir U woord aan ons vanoggend. Here, sal U asseblief vir ons help deur die loop van die dag en die week om hierdie dinge te gaan oordink.
om die skrifte weer te gaan naslaan. Brand hierdie ding in op ons harte, deur u Gees se werking, dat ons dit mag onthou, en dat ons, Here, ons kinders mag goed begelei, of die kinders van gemeentelede, ons wat dalk nie ouers is nie, dat ons hulle mag bystaan deur ons gebede en bemoediging. Asseblief, Here. Ek wil bid vir die ouers in hierdie gemeente. Ag Here, dat u seën op hulle sal rus. Dat u hulle sal help om af te lê alle onbybelse denke en doen en late rakende ouerskap, en in die lig van wat ons behandel het hierdie laaste 2 Sondae, dat u hulle sal help om op te neem gehoorsaamheid aan u woord, om u te eer in hoe hulle kinders en kleinkinders en skoonkinders en hulle aanneemkinders begelei. Ek bid vir die kinders, dat u vir hulle gewilligheid sal gee, besef dat u hulle goed doen om aan hulle ouers te gee. Dat dit 'n seën is aan hulle, en dat daar gewilligheid sal wees om die knie te buig onder u, Here. En ook onder hulle ouers, om hulle te gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort, sê u woord. Wees met ons nou ook, Here, in die res van hierdie erediens, die slotlied, die seënbede, die samesyn na die tyd, en wees u daarin verheerlik. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.